16 Mei, Christus liggaamlik ons volmaakte voorbeeld. Sy beginsels moet ons beginsels wees. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Johannes 13, vers 15. Ons grief ons teëstaan, omdat kinders en jong mense dink, hulle is te gevorderd om hulle aan die gesag van hulle ouers te onderwerp. Hulle verbeel hulle waarskynlik dat onderwerping aan die gesag van hulle ouers 'n teken van swakheid is, dat hulle regmatige onafhanklikheid prysgee. Maar pleks dat hulle in staat is om hulle self te regeer, is hulle weifelagtig en onbeslis. Hulle sedes is swak en hulle het min geestelikheid. Die rede waarom hulle so swak is en so maklik deur versoeking op 'n dwaalspoor gelei word, is dat hulle die lewe van Christus nie navolg nie. Pleks dat hulle die voetstappe van die Here hulle verlosser volg, is hulle hoogmoedig en vol eie waan. Hulle maak soos hulle lus kry en volg hulle eie onheilige begeertes. Binne een oomblik kon Christus reg van onreg onderskei. Hy het sonde met Gods gebooie belig, die wet as spieël gebruik om op onreg lig te werp. Dit was hierdie skerp onderskeiding tussen reg en onreg wat Christus se broers dikwels kwaad gemaak het. Nogtans het hy mooi met hulle gepraat en die verdriet wat aan sy aangesig te lees was, het soveel teeder opregte liefde geopenbaar, dat hulle geskaam het, dat hulle hom probeer oorreed het, om van sy sin vir streng regverdigheid en trou af te wyk. God sal 'n volk hê wat ywerig is om goeie werke te doen, wat vasstaan te midde van die besoedeling van hierdie sondige eeu. Daar sal 'n volk wees wat so aan die krag van God vashou, dat hulle teen elke versoeking bestand sal wees. Strooibiljette met bose boodskappe sal hulle sinne probeer bereik en hulle gedagtes probeer besoedel. Nogtans sal hulle so met God en met die engele verenig wees, dat dit sal wees asof hulle nie sien of hoor nie. Jong mense kan so beginselvas wees, dat die Satan se sterkste versoeking hulle nie ontrou kan maak nie.